Diere Maniere, 'n RSG Bekbazaar. Dis Diere Maniere, want elke dier het 'n manier en die manier maak die dier. En vandag se diere het die mooiste maniere, jy sal net nou hoor. Ek is Elsje van Jaarsveld, aanbieder en regisseur by RSG, en saam met ons in die Diere Maniere ateljee is Vianel, ons produksieregisseur. Hy beman al die toerusting, die klank en die knoppies. Dis die laaste episode van seisoen 1 van Diere Maniere, 20 episodes later, en daar is al 'n hele programreeks agter ons, gevul met uiteenlopende gesprekke. Vroeg in die reeks het ons met 'n man in Pretoria gepraat wat 'n leeuwelpie tot op 7 maande grootgemaak het. Ons het ook gesels oor hoe honde opgelei word om renosterstropers vas te trek, en dan was daar die episode oor fisioterapie op perde en nog soveel meer. Dankie dat jy deur die hele reis saam met ons was, en vandag sluit ons af met iets wat jou hart warm sal maak. So met die verloop van Diere Maniere het ons al hoe meer by luisteraars agtergekom dat hulle diere vir hulle alles is. Daar is 'n baie sterk band tussen troeteldiere en hulle eienaars, en baie sê, so op 'n ligte noot, hulle diere is beter as 'n sielkundige. Maar so is daar ook diere wat die geneigtheid het om vir iemand anders iets te beteken, al is dit nie hulle eie eienaar nie. Ek praat nou vandag spesifiek van honde, en dis daardie honde wat gemanierd genoeg is om sy stert te gaan swaai langs 'n hospitaalbed of 'n tannie te laat glimlag in die verswakte afdeling. Therapiehonde, al ooit daarvan gehoor? Ja, hulle is so lieflik, dis terapeuties om met hierdie honde interaksie te hê, juis wanneer jy baie siek is. Dis waarvan Corrie Niemann van Top Dogs ons vandag gaan vertel. My hond wat ek nou het, byvoorbeeld, hou glad nie van ouer tuise nie. Sy raak senuweeagtig. Ek weet nie of dit die reuke is nie, maar aan die ander kant is sy mal daaroor om die Milpark trauma eenheid te besoek. Wat mense nou dink dit is nou iets wat honde sal van wegskram. Dis Corrie Niemann van Top Dogs wat binnekort by ons is in die Diere Maniere ateljee. Ons gaan hoor hoe honde dit regkry om kinders se konsentrasievermoë te verbeter, en waar die honde oral besoek aflê waar 'n siek of verswakte persoon 'n bietjie diereliefde nodig het, en selfs kinders voorberei op hofverrigtinge in die geval van mishandeling. Maar verlede week het ons gesels oor Kyknet se werklikheidsreeks Pootpraktyk, wat in die Valley Farm Dierehospitaal in Pretoria verfilm is. Dr. Dien de Kok, die medestigter van Valley Farm, het met ons gesels oor sy ervaring tydens die vervaardiging van die program, asook verduidelik wat jou te doen staan wanneer jou troeteldier in 'n noodgeval is. Hond hardloop in die praktyk en waar jy stel, spring op jou skoot, lek jou in die gesig. Ja, ons is mense, né? Ons is almal lief vir diere en dit raak jou. Maar jy trek 'n verskillende baadjie aan, jy moet 'n brawe gesig vir 'n eienaar hê. Jy weet jy ondersteun en jy praat met hulle. Jy kan nie daar in mekaar in sak en huil nie. Dis Dr. Dien de Kok wat vertel van 'n baie opwindende televisieprogram, Pootpraktyk, wat in die Valley Farm Dierehospitaal se laboratoriums, die hospitaalteater en by die versorgingshokke, of sal ons eerder sê hospitaalbeddens van die diere, verfilm is. Indien jy die volledige episode wil hoor, maak 'n draai op Spotify, YouTube, SABC+ of rsg.co.za, en daar soek jy net na Diere Maniere. Net hierna gesels ons oor hoe honde mense in hospitale en aftreeoorde bystaan, en hoe 'n hond 'n kind se lewe letterlik kan verander. Hier in Diere Maniere praat ek vandag met Corrie Niemann, en hy is die nakomingsbeampte van Top Dogs. Hy is al 10 jaar betrokke by hierdie organisasie, 'n nuwensgewende organisasie, en ons gaan nou vandag hoor hoe honde spesifiek terapeuties vir mens kan wees, mens in jou donkerste uur, en wat hulle alles doen. Corrie, goeiedag, baie welkom hier. Goeiedag en dankie. As ek gou 'n bietjie agtergrond kan gee, die Top en Top Dogs staan vir Touch-Up Pets. So dit is ons troeteldiere wat ons dan nou gebruik om al hierdie besoeke te gaan doen by hospitale,
rehabilitasie hospitale, ouerhuise, doen spesiale skole, daar's leesprogram of 2 en dan ook ander rehabilitasie inrigtinge ook. Soos daar's byvoorbeeld 'n huis vir ongehuwde moeders, daar's dwelmverslawing wat ons doen en dan skole vir autistiese kinders en so aan. So daar's verskriklik baie verskillende organisasies wat ons besoek. Wat ek nou daarvan kan aflei is dat mense aan hierdie honde kan vat. En dit is baie terapeuties vir mense. So verduidelik vir ons, as jy nou gaan na 'n ouerhuis toe, of jy het ook nou gepraat van 'n huis vir dwelmverslaafdes of selfs vir autistiese kinders. Wat is die prosedure? Julle neem die honde daarin en hoe is dit honde ook in groepe? Ja. 'n Deel van ons protokolle is byvoorbeeld dat daar moet ten minste 2 gekwalifiseerde hanteerders van honde wees wat mekaar kan sien met binne sigafstand van mekaar. En ons protokolle is redelik interessant. En daar's 'n interessante storieetjie daar agter ook. Ek het een keer 'n vraag gekry by 'n ou tannie, maar is julle honde skoon? En toe ek vir haar verduidelik, voordat die honde op 'n besoek kan gaan, moet hulle gebad word. Hulle tande moet geborsel word, hulle naels moet geknip en gevuil word en dan spuit ons hulle nog met 'n antibakteriese middel ook nog voordat ons by so 'n hospitaal byvoorbeeld ingaan. En toe sy nou hoor hoe skoon ons honde is, toe sê sy vir my, ek ken mense wat nie so skoon is nie. So dit is nou maar iets wat 'n mens bybly. Maar nou ja, dit is hoe ons die besoeke doen. Byvoorbeeld nou, as ons by 'n hospitaal, voordat ons by die hospitaal ingaan, dan gaan ons saam met daar's verskillende tipe besoeke wat ons doen. Ek gaan nou eers praat van die Animal Assisted Therapy besoeke, waar daar heeltyd 'n terapeut of iemand van die skool of die instansie moet heeltyd betrokke wees. En dan stap hulle dan nou saam met ons en gaan sien die verskillende dinge en gaan doen die verskillende aktiwiteite. Dit is byvoorbeeld by die rehabilitasiehospitale of by die skool vir autistiese kinders en so aan. En andersins by ouerhuise en so aan is dit net die Animal Assisted Activities. Dan is daar nie noodwendig iemand van die organisasie by nie, want dit is net letterlik die hond gaan sit op die persoon se skoot of hulle kan die hond vryf en so aan. Want daar's 'n baie interessante ding, daar's 5 verskillende hormone wat afgeskei word in 'n mens se brein as jy 'n hond vertroetel. Ja. Die een is oksitosin en dopamien en endorfine. Daai 3 laat 'n mens beter voel en dan is daar kortisol afname in jou kortisol vlakke en norepinefrin neem ook af wat jou stres verlaag. En dis 'n fisiologiese effek wat die honde het op die pasiënte of die mense met wie hulle interaksie het. Corrie, so jy voel minder alleen, jy voel lekkerder, jy's meer gelukkiger, want is die dopamien en die endorfine en dan ook dan die kortisol wat afneem, so jy stres minder, so oor die algemeen is jou geestestoestand net soveel beter. Ja, en een van die goeders byvoorbeeld wat ons kry by die kinderrehabilitasiehospitaal byvoorbeeld het ons van die begin af 'n redelike suksesstorie gehad. Die heel eerste besoek wat ons daar gedoen het, was daar 'n seentjie wat vir 9 weke nie gepraat het nie. Ja. En toe die honde daar kom, toe wil hy die honde se name sê. Ai. En daar was 'n ander seentjie wat nou weer moes leer loop. En dan sodra hulle met hom begin nou dat hy nou met sy oefening doen om te leer loop, dan gee hy so 2 tree en dan gaan sit hy en dan sê hy is nou moeg, hy wil nie verder loop nie. Maar as die honde daar is, dan sit ons 'n tweede leiband aan en dan stap hy daar heen en weer oor die gras tot sy beentjies naderhand begin het bewe onder hom, so moeg raak hy. So die motiveringsaspek daarvan is fenomenaal. Een van die goeters byvoorbeeld wat ons nou op ons vorige besoek gesien het in die trauma-eenheid, daar was 'n man wat sy vrou verloor het in die ongeluk wat hom in daai trauma-eenheid geplaas het. En jy kon sien die ou is nou nie meer lus vir die lewe nie. Hy voel nie daar's iets om voor te lewe mee nie. En toe die honde nou inkom daar, nou is dit 'n kontak met die buitewêreld.
Ja. En dan is dit 'n kwessie van hoorie, maar daar is nog 'n buitewêreld, daar is nog 'n lewe daar buite en dit motiveer hulle. Ons het vanoggend met die besoek wat ons gehad het, 'n Franse dame gehad wat weer gesê het hoorie, maar nou verlang sy na honde terug in Frankryk en nou wil sy gesond word en weer terug gaan om by haar honde te wees. So daar is op daai vlak die blote skakeling met die buitewêreld. En jy kan nou dink as iemand van maande in die hospitaal gelê het en geïsoleer is, net daai kontak met iets wat van die buitewêreld afkom, beteken vir hulle onsaglik baie. Corrie, in 'n vorige onderhoud in die vorige media onderhoude kan ek onthou dat mense gesê het as mens nou nuuskierig raak oor hoekom is die honde so suksesvol veral met kinders, dan is die antwoord omdat die hond nie oordeel nie. As die kind nie kan skryf nie of die kind kan nie praat nie, die hond gaan nie raas nie. Die hond is baie geduldig. Is dit deel van die proses dat die hond net totaal en al gemaklik is, daar's nie oordeel nie, daar's nie angs nie, daar's nie iets waaraan jy moet voldoen nie, daar's nie een of ander mylpaal wat jy moet bereik by 'n hond nie. Glad nie. Ja, jy is heeltemal reg en dit gaan eintlik bietjie verder nog. Die honde sal self besluit aan wie hulle wil aandag gee half. Ja. Jy sal kry dat 'n hond byvoorbeeld opgelei word om ek gaan nou maar 'n persoonlike ding vertel. My eerste terapiehond was 'n boerbul. Ja, en dis eintlik mens dink eintlik dis 'n redelike groot hond. Daai hond lyk nogal wreed en angswekkend, maar vertel vir my asseblief van hierdie boerbul. Ja, I mean 25 kg se bol spiere. Ja. Maar lyk verskriklik indrukwekkend en kwaai, maar glad nie. Sy was byvoorbeeld van kleintyd af geleer om my nie te lek nie, want ek hou nie daarvan nie. Maar dan kom ons by 'n pasiënt of 'n kliënt, dan lek sy die persoon sommer in die gesig, dan dink ek, jy is so goed opgelei, kyk nou wat doen jy nou? En dan sê die persoon, dis nou presies wat ek nodig het vandag. Dan staan jy half terug en sê, nou, hoe die hond dit geweet. En die hond wat ek nou het, Heidi, wat 'n wit Switserse herdershond is, sy mag nie op die banke of op die bedde spring by die huis nie. Maar sy het een keer, in 3 jaar se tyd, het sy een keer, voordat ek kon keer, is sy op die ou se bed, in die trauma eenheid, en gaan lê tussen sy bene, sodat hy haar kan streel. Ai, kan nie glo. Die persoon was in die 7de hemel. Nou is dit 'n kwessie van hoe weet die hond dat dit is wat hierdie ou nou nodig het. En hulle is bereid om teen hulle opleiding op te tree om daai ou gelukkig te maak. Nou ek is met jou eerlik, ons verstaan dit nog nie. Ons sien hierdie goed, ons sien dit baie keer, maar ons weet nog nie hoekom of ons verstaan dit nog nie. Nou dit klink vir my of daar elke dag stories is van pasiënte en mense wat regtig iets nodig het en dan is daai terapiehond net wat daai persoon nodig het, nuwe motivering, dalk is die persoon depressief, nuwe moed of die kind behaal nie mylpale nie en dan is daar 'n deurbraak. Jy het nou so gepraat van opleiding. Geef ons 'n agtergrond, jy praat nou van jy gebruik jou eie hond. Is daar 'n sekere tipes honde wat beter is of wat is die opleiding? Hoe raak mens betrokke? Om te begin met watter tipe hond? Enige hond. Ons het al 'n dowe pitbull gehad. Ons het jockeys van die heel kleinste hondjies tot regdeur allerlei soorte honde tot die boerboele, die Irish Wolfhounds wat nou nog groter honde is. Enige hond, want ons sê half, jy kan nie die hond oplei om hierdie tipe werk te doen nie. 'n Terapiehond word gebore en ons kan hulle selekteer, maar die hond sal self besluit wat se besoeke hulle doen ook. Want jy sal sien dat party honde, deel van ons proses om te kwalifiseer, sal ek nou by uitkom, is om te gaan na verskillende tipe besoeke toe, om te kyk wat se besoeke werk vir die hond. Want jy sal byvoorbeeld kry dat 'n hond hou van ouer huise. En my hond wat ek nou het, byvoorbeeld, hou glad nie van ouer huise nie. Sy raak senuweeagtig. Ek weet nie of dit die reuke is nie. Maar aan die ander kant is sy mal daaroor om die Milpark trauma eenheid te besoek, wat mense nou dink dit is nou iets wat honde sal van wegskram. Ja. So ons weet nie wat dit is wat party honde gemaklik maak in 'n sekere omgewing en in ander omgewings nie.
maar ons beleid is, die hond moet vir jou wys watter besoeke is hulle gemaklik mee. So as 'n hond nie gemaklik is met 'n tipe besoek nie, dan vat jy nou nie weer jou hond na daai tipe besoeke toe nie. Ons respekteer dit. Ons respekteer wat die hond vir ons eintlik aandui. Om terug te kom net na hoe om te kwalifiseer, vir mense wat dalk belangstel, ons het altyd hanteerders nodig. Daar's 3 observasiebesoeke wat die persone nou saam met ons gaan na verskillende besoeke toe, sonder hulle hond. Dan kom hulle vir 'n evaluasie met 'n eksterne animal behaviorist. Want ons sê altyd vir mense, ons wil graag hê die hond moet slaag, die eienaar wil graag hê die hond moet slaag, maar wie kyk na of die hond werklik gemaklik is met hierdie tipe van stres waardeur ons hulle gaan sit. Dan is daar 12 sulke toetse wat hulle moet doen, en dan as hulle dit slaag, dan moet die hanteerder induksiekursus doen, aanlyn, en dan volg daar 6 probasiebesoeke. Om te kyk, en in daai probasiebesoeke wil ons hê hulle na die verskillende tipes instansies toe gaan wat ons 'n diens voorlewer, om te kyk wat se besoek werk vir die hond. En dan besluit hulle, okay, nou maar goed, hierdie besoeke werk vir hierdie hond vir my, en hierdie besoeke is besoeke wat nie werk nie. Om terug te kom net na die honde wat nie oordeel nie, behalwe vir die Teddy Bear Foundation en die skool vir autistiese kinders en die rehabilitasiehospitaal vir kinders en so aan, het ons al leesprogramme ook gehad, wat die kinders hardop lees vir die hond, want die hond hou van stories hoor. Die onderwysers sê dan gewoonlik vir die kinders, hulle sê nie vir hulle, hoor jy het 'n leesprobleem en jy moet nou vir die hond gaan lees om jou lees te verbeter nie. Nee, jy kan vir die honde gaan lees, want die honde hou van stories wat vir hulle gelees word. En dan sit die hond en die hanteerder net daar, en die hanteerder bly doodstil, en die hond lê net by die kind, en dan lees die kind nou 'n storie vir die hond. En op die manier kry hulle nou die oefening, en die emosionele ondersteuning al van die hond, wat nou net by hulle is. So, wonderlike werk wat die honde doen, en die hanteerders is bloot die sjofeur wat die hond aanry na die verskillende plekke toe, en toesien dat hulle gedra by die verskillende plekke. Dit is maar wat vir ons die ding doen. Ek wil so 'n bietjie stil staan by die kinders. Jy het nou genoem dat die hond nou hou van stories, so kamstig. Gaan daai hond net daar stil lê vir 'n uur of hoe lank die kind hom ook al nodig het, sal die hond nie in 'n stadium 'n bietjie kriewelrig raak nie, of is dit nou juis 'n spesifieke hond wat nou hou daarvan? Jy het nou vroeër gepraat, sekere honde hou van sekere besoeke. Ja, dit is juis, as jy die hond gevat het na so 'n besoek toe, dan kan jy sien, daar's van daai honde wat letterlik vir 30, 40 minute daar gaan stil lê op 'n kombers, terwyl die kind vir hom nou lees. En ander honde raak kriewelrig, dat weet jy nou, hierdie besoek werk nou nie vir daai hond nie. So dit is deel van ons proses om te besluit watter hond pas by watter besoek. En een van die goeters wat ons agterkom het, byvoorbeeld, as 'n besoek, maak nie saak wat se besoek nie, as 'n besoek langer gaan as 'n uur, dan raak die honde moeg. Ons weet nie hoekom nie, en ons het nou al probeer spekuleer daaroor, maar om eerlik te wees, ons weet nie hoekom nie. Want daar's geen fisiese aktiwiteit vir die honde eintlik om hulle moeg te maak nie. Maar as mens terugkom van so 'n besoek af, dan raak die honde partykeer sommer in die kar op pad huis toe nog in die slaap. En hulle sal vir die res van die dag los ons hulle, want hulle wil dan nie eintlik vreeslik kontak hê of hulle wil net slaap, hulle wil rus. Wel, hulle het nou gewerk vir 'n uur. Dis uitputtend. Ja, maar wat het hulle moeg gemaak? Dit is nou die vraag. Ons weet nie. Ons kan spekuleer dat dit 'n emosionele uitputting is vir die hond, dat daar een of ander uitreiling tussen hulle en die pasiënte is wat die hond uitput. Ons weet eerlikwaar nie. Ons kan net spekuleer daaroor, maar ons respekteer die feit dat die hond dan gaan moeg wees na 'n uur, en ons besoeke beperk ons dan nou. Ons hou nie besoeke wat langer as 'n uur aan nie. Ons wissel die honde af as ons byvoorbeeld by 'n mark of 'n uitstalling tipe van ding is, dan wissel ons die honde af sodat elke hond nie meer as 'n uur se werk doen dan nou nie, of interaksie het met mense nie. Corrie, die ander werk wat julle doen, veral met die kinders, is om kinders voor te berei vir hofverrigtinge. Dalk is die kind aangerand of mishandel op een of ander manier, en dan moet die kind nou daai tweede trauma beleef om in 'n hof te gaan getuig. Maar julle het ook 'n diens wat julle lewer daarmee.
Dit is interessant. Die agtergrond van hoe ons betrokke geraak het, is dat hulle wou gehad het die kinders, die Teddybeer Foundation se klinieke wat hulle vir hulle aanbied, as redelik stresvol beleef. Want hier is ons nou groot mense wat vir hulle allerhande vrae vra en hulle sit net daar in rye tjoep stil en wag totdat dit hulle beurt is. En toe het hulle eers gedink om studente te kry om die kinders te kom speel, net om hulle weer te kry om kind te wees. En dit het glad nie gewerk nie, want jy kan nou dink, hier's nou weer 'n volwasse wat vir die kind sê, weet, kom, ek kom toe speel, dit glad nie gewerk nie. En dis waar die honde heeltemal 'n neutrale rol het eintlik. Hulle gaan stap met die honde, ons het 'n tweede leiband aan, ons stap hulle met die honde en hulle borsel die honde en hulle gee vir hulle goedjies om te eet en so aan. Hulle speel net en word weer kinders. Maar in die proses het ons nou gesien, begin hulle met gewoonlik die wollerige klein hondjies en dan beweeg hulle na die groter honde toe en die sterker honderasse soos die Rottweilers en die Pitbulle en so aan. En in daai proses bou hulle vertroue op. En wat dan nou interessant is om te sien gebeur, dat hulle terselfdertyd wat hulle vertrouensverhouding opbou met die honde, dra hulle daai vertroue wat hulle opbou, dra hulle oor in die mense wat hulle help. Hulle begin oopmaak teenoor die mense wat hulle help en hulle begin daai mense vertrou. So dit is 'n groot deurbraak op sy eie. En dan die tweede ding, trek ons die een hond aan soos die landdros en hy gaan sit daar waar die landdros sit en ons trek die konstabel aan, weet hy het 'n konstabel uniform. Hulle staan nou daar by die deur want dis waar die konstabel staan en die aanklaer met sy toga en die verdediging met sy toga en die beskuldigde, die ene wat benadeel is in die proses, dat hulle almal het dan nou verskillende, as 8 sulke verskillende rolle. En dan lees hulle nou nie verwante hofprosedure, soos dit sal byvoorbeeld gaan oor 'n taxi wat stopstraat omgery het of 'n televisiestel wat weggeraak het. En dan volg hulle nou die hofprosedure, lees die verskillende kinders nou hulle deel, staan hulle by die hond en hulle hou vas aan die hond en so aan, terwyl hulle dit doen en op die manier leer hulle die hofprosedure en dit maak hulle baie gemakliker as hulle dan nou moet gaan getuig in die hof en dan is hulle meer selfversekerde getuies. Sjoe, dit is wonderlik om dit te hoor. Hoe oud is hierdie kinders dan om te glo dat die hond nou eintlik daai rol speel, dat hulle nou ook weet dat hierdie nou nie sommer net 'n storie is nie. Is die kindertjies klein? Die jongste kindertjies wat ek persoonlik al gesien het is 4 of 5 en die oueres wat ek al gesien het is 16, 17 jaar oud. Ai. So daar's 'n groot verskeidenheid van hierdie kinders wat dan nou daar deur hierdie proses gaan en wat wel baat vind by die proses. Een van die goed wat ons ook doen om daai proses te versterk, gee ons vir hulle, ons het 'n program wat ons noem Adopt a Pup, waar hulle 'n gebreide hondjie of 'n gehekelde hondjie of 'n hond wat 'n pop, 'n sagte diertjie is, wat dan nou ons Top Dogs uniform aan het, wat hulle dan nou kry en hulle kan hierdie pop dan nou saam met hulle invat in die hof as 'n emosionele steun. Daar's 'n neurologiese programmeringsmeganisme daar agter eintlik om vir hulle te koppel en te herinner aan hoe die hond vir hulle daai selfvertroue gegee het. En dan vat hulle nou hierdie simbool van daai hond, vat hulle dan nou saam met hulle in die hof in. En dit dink ek dra ook grootliks by tot die sukses. Daar is dan nou baie suksesstories veral met kinders wat jy nou vertel in terme van die hofprosedure en dan ook autistiese kinders of kinders met leerprobleme wat dan daai hond totaal en al in sy of haar vertroue neem. En dit is seker die kruks daarvan, dat daai kind die hond vertrou, nie noodwendig 'n groot mens vertrou of iemand anders vertrou nie, daar is dalk al baie leed of dalk baie trauma al reeds of dalk weet die kind gaan nou nie die mylpale kan bereik nie en daai totaal en al, daar's nie oordeel nie. Daar's nie iets waaraan jy hoef te voldoen nie. Ek wil terugkom by Milpark. Julle was nou vanoggend by Milpark in die trauma eenheid. Gee vir ons 'n idee wat gebeur in so 'n eenheid. In die eerste plek dat die hospitaal julle toelaat met honde in 'n hoogs gesekureerde
plek waar daar waarskynlik nie eers mense kan inkom nie, en dan word julle honde nog toegelaat, en die hond is seker ook onvoorspelbaar, want dit bly 'n dier, die hond kan spring op die bed, en mens weet nie noodwendig wat gaan gebeur in die situasie nie. Neem ons deur die hele proses. Weet jy, dit is deel van ons evaluasieproses en voordat iemand kwalifiseer, weet ons presies hoe daai hond gaan reageer teenoor die stres byvoorbeeld. Want jy kan nou dink as 'n hond nie die stres kan hanteer nie en iemand laat val 'n skinkbord of 'n ding, dan kan die hond skrik en hy kan allerlei goeters aanvang. Maar dit gebeur nie, want in die keuringsproses toets ons die honde om te kyk of hulle daai tipe van stres kan hanteer. Of hulle 'n klomp mense en klomp honde en weet allerlei stressors wat ons op hulle plaas en daai 12 verskillende toetse wat ek genoem het wat ons die honde deurvat as ons hulle evalueer. Dit is eintlik 'n selekteringsproses om te kyk, kan hierdie hond dit hanteer? Is die hond dalk senuweeagtig, sluit hy af? Weet, is hy bang vir hierdie situasie? Want dan kwalifiseer hy net nie, dan kom hy nie sy evaluasie deur nie. So teen die tyd wat ons dan nou by die hospitale kom en ons protokolle, voordat ons 'n instansie aanvaar as 'n kliënt, gaan verduidelik ons vir hulle presies wat is ons protokolle, en dit is juis op grond van die feit dat ons protokolle so streng is en so streng toegepas word, dat hulle vertrou dat ons honde is so skoon as wat 'n hond kan wees. En vanoggend byvoorbeeld was ons gesin se honde nou al twee eers by die doggy parlor en hulle is nou mooi gewas en geskrob en tande geborsel en naels geknip en gevuil en hulle word nou nog met daai antibakteriese middel gesprei. So hulle is so skoon as wat hulle kan wees. Hulle is geborsel, hulle verloor nie hare in die proses nie. En dan wanneer die honde in die situasie inkom wat jy nou nie eintlik kan voorspel nie, en die mense is vol drade en pype en goed en die honde op 'n manier is versigtig. Hulle weet, hulle moet nie binne baldadig wees nie. Buite vanoggend nog weer as 'n paar jong honde wat nog wil speel en dan blaf hulle en hulle spring en hulle gaan te kere. Maar sodra ons by die hospitaal ingaan, dan weet hulle nou werk hulle. En dan is hulle so rustig as wat jy, dit is 'n ander hond. Hoe dit werk, verstaan ons nie heeltemal nie. Maar dat dit so werk, dit weet ons nou al. Deur baie jare se ervaring sien ons dat hierdie honde is versigtig as hulle in daai omgewing is. Hulle sal nie probeer rondhardloop of te kere gaan of uitspattig wees of wat ook al nie. Corrie, as jy's nou al 10 jaar betrokke by Top Dogs en mens weet as mense 'n werkershond het, ek het nou in die verlede al vreeslik baie onderhoude gedoen in diermaniere en dan weet ons ook dat as jy nou 'n gidshond het wat werk saam met 'n persoon wat sig gestremd is en daai hond het vir 'n ruk nie gewerk nie, dan raak die hond frustreerd. Dieselfde met die renosterstropers en die honde wat opgelei is om hierdie renosterstropers vas te trek. Dis hulle werk en dit is waarvoor hulle opgelei is. Kan jy ook agterkom as jou hond nou vir 'n rukkie nie 'n besoek gedoen het nie, dat die hond nou bietjie gefrustreerd raak? Weet jy, ek is bly jy noem dit, want dis een van die goeters wat dis die rede hoekom ek met my boerboel by Top Dogs betrokke geraak het. Want dis 'n werksras, as hulle nie 'n werk het nie, dan raak hulle gefrustreerd, en as hulle gefrustreerd raak hulle destruktief en hulle kou goeie stikkend, en dan later dan raak hulle aggressief, en jy wil nie so groot sterk hond aggressief hê nie. En ja, hulle weet dis hulle werk, en ons sien dit wel, dat as hulle vir 'n tyd lank nie die besoeke gedoen het nie, dat die honde dit mis. En een van ons prosedures byvoorbeeld, as iemand vir 'n paar maande nie besoeke kon doen nie, dan laat ons hulle eers weer 'n stil besoek doen. Sien nou maar 'n baie klein ouerhuis besoek, net om te kyk of die hond nog reg is vir hierdie tipe van werk, voordat ons hulle verder sal toelaat na meer moeilike of tegniese besoeke soos die hospitale. Maar ja, die honde mis dit, wat ons sien. Vanoggend weer, as ons by die ingang, by die hek kom, dan begin die hond vreeslik opgewonde raak. En ek het dit met my vorige hond, die boerboel, ook gesien, as ons by
die hek kom van 'n ouer huis byvoorbeeld, dan raak sy vreeslik opgewonde, want dan weet hulle gaan nou werk. En selfs as ons beginne regmaak en ons eie uniforms regsit en so aan, daai hond plak in jou vas soos velcro. Hulle laat jou nie vir 'n minuut of vir 'n sekonde nie. Hulle bly want hulle weet, hulle gaan nou uit en hulle gaan nou werk. Hulle geniet dit verskriklik. Joe, spesiale honde hierdie. Nou, ek glo daar's baie mense wat graag wil betrokke raak, maar daar's nou 'n protokol en daar's 12 toetse wat jy nou ook vroeër van ons verduidelik het. Maar nou moet mens jou eie tyd, jou eie kapasiteit ook in ag neem. Hoe sal instansies julle kontak en sê, hoorie, asseblief bring nou julle honde, hier's nou 'n geval, en dan is dit nou 'n saak van jy moet elke dag beskikbaar wees. Gee vir ons net 'n idee van hoe baie mens betrokke moet wees en beskikbaar moet wees daarvoor. Weet jy, ons verwag van ons hanteerders om ten minste 1 besoek 'n maand te doen. 'n uur se besoeke, so dit is nie te veel nie. In jou omgewing. En dan is daar in jou area, maar dit staan jou ook vry byvoorbeeld om in 'n ander area naby jou ook besoeke te doen. Dit is nie jy kies wat se besoeke jy doen of jou hond besluit wat se besoeke jy moet doen met hulle. So ja, jy kan in jou area kan jy besoeke doen en die verskillende areas wat ons het, Top Dogs het ontstaan op die Oosrand en toe later was daar 'n Johannesburg groep en 'n Pretoria groep en nou is daar 'n Wesrand groep. Daar's 'n Wes-Kaapse groep en daar's 2 groepe, 2 areas in die Oos-Kaap en in totaal het ons nou omtrent 170 aktiewe hanteerders. En instansies kontak ons want hulle hoor of byvoorbeeld die een hospitaal het 'n besoek gehad in Amerika en toe hulle daar gaan besoek aflê om te kyk hoe hanteer hulle dinge daar, toe was daar 'n besoek van terapiehonde en daar het hulle geleer van terapiehonde, toe hulle terugkom sê hulle maar hoorie, hulle wil dit ook hierso by hulle implementeer en toe het hulle ons gekontak. En dan is daar nou eers 'n gesprek wat ons met hulle voer en vir hulle verduidelik al ons prosedures en so aan. En dan aanvaar ons so 'n instansie as 'n kliënt, dan is daar eers 'n toets loopie en dan eenmal 'n maand gaan lê ons besoek af by daai instansie met die honde. Dit sal gewoonlik wees die tweede Dinsdag van die maand of die laaste Donderdag van die maand. So dan kies ons 'n dag, dit nie noodwendig 'n datum nie, want die datum skuif ons maar op die kalender. Maar ons kies 'n dag op die kalender en dit word dan nou daai instansie se besoek in daai area. En dan eenmal 'n maand gaan lê ons besoek af by hulle. Corrie, is daar 'n geleentheid vir mense wat dalk nie 'n hondjie kan hê nie, want dit is in die stede, is die eiendomme kleiner of dalk is daar mense wat in 'n aftreeeenheid bly wat nie 'n hondjie kan hê. Kan jy nou nog steeds 'n hanteerder wees op een of ander manier? Dalk is daar iemand in die omgewing wat reeds 'n terapiehond het en daai persoon kan nie by al die besoeke uitkom nie. Miskien kan julle so 'n ooreenkoms aangaan. Weet jy, dit is 'n goeie vraag en die kort antwoord is ongelukkig nie. En die hoofrede daarvoor is daar moet 'n band wees tussen die hanteerder en die hond. Ja. Ons het byvoorbeeld al dat 'n man en vrou dieselfde hond na besoeke toe bring. Dan van die hond, die man die hond en dan van die vrou die hond. Dit is vir ons nog in die hak want hulle albei het 'n band met die hond. Daar's 'n vertrouensverhouding. Dit is ongelukkig so dat jy kan nie enige hond by enige hanteerder net sit en sê hoor vat hierdie hond soontoe nie, dit werk nie vir ons nie, want daai hond moet die hanteerder volledig vertrou, want daar gaan situasies wees waar die hond gaan kyk na die hanteerder vir leiding en daar gebeur soms goeters, daar sal byvoorbeeld 5 hanteerders in 'n huisbak moet klim en dan twyfel die hanteerders of hulle honde dit kan hanteer en sê hoor hierdie honde kan dit hanteer. Dan klim almal in, want dit is nou 'n ongewone situasie. En dan gaan dit goed, dan is daar nie 'n probleem nie. Maar daar is hierdie situasies waar die hond gaan wil leiding hê by die hanteerder en as daar nie 'n vertrouensverhouding is of 'n band tussen die hanteerder en die hond nie, dan gaan dit nie so goed uitwerk nie. Ja, soos wat jy nou noem, daar is stresvolle situasies, veral klanke of iemand in 'n klein omgewing of dalk ander honde en al daai dinge is ongewoon vir die hond. Dis reg. Jy kan nou dink in 'n hospitaal soos vanoggend dat byvoorbeeld die verskillende reuke, die verskillende klanke, die geraas vlak is relatief hoog.
En as die hond nie geselekteer is om dit te kan hanteer nie, of hy het nie sy eienaar wie hy vertrou, saam met hom nie, dan kan hy hond dalk senuweeagtig raak. En dit is nie wat ons wil hê nie. Nou Corrie, ek wil graag by jou hoor, hoe kan mens nou self oordeel of jou hond moontlike terapiehond sal kan wees? Kom ons doen dit aan die hand van my hondjie wat ek gehad het. Die hondjie het ons nou al verlaat, maar kom ons kyk, dan kan luisteraars ook oordeel na aanleiding van jou antwoorde. So Gabby was 'n beagle en die beagletjie het alles geruik, so sy het nie na jou geluister nie as daar 'n sterk reuk was. So dit is die eerste ding, ek dink nie sy sal in 'n hospitaal kon werk nie. Dan klanke het haar ontseën nie, maar sy was lieflik met kinders. Baie lieflik en enige iemand kon aan haar vat en sy was baie lief vir mense. En sy het ook onuitputbare energie gehad vir mense. Sy kon ook lank sit vir albei kinders. Sy het baie gehou van ander honde en maar die honde moes nie heeltyd by haar wees nie. Sy kon jou vir 'n oombliekie kon hanteer en dit was eintlik vir haar baie lekker. Sy het dit nou hanteer eintlik as 'n maatjie hond. So dit was goed, maar nie die heeltyd nie. So as ek nou daai prentjie vir jou skets, dink jy sy sou iewers kon help as 'n terapiehond? Ja. Dit is juist die tipe van goeders wat ons toets. Op ons webwerf, waar mense nou kan gaan kyk of jou hond geskik sal wees, is daar so 'n vraelysie om te bepaal, kom jou hond goed oorweg met vreemde honde, kom jou hond goed oorweg met vreemdelinge ensovoorts. En dan die een wat ons nie in 'n vraelys kan toets nie, wat ons tydens die evaluasie toets, is hoe hanteer die hond sekere stressors. En dan kyk ons ook na basiese gehoorsaamheid. Dit kan die hond vir 'n ruk lank weg wees van sy eienaar en hy raak nie te angstig nie. Of sal die hond kom as die eienaar hom roep. Daai soort van basiese gehoorsaamheid is eintlik geskoei op die Kennel Union of South Africa se Canine Good Citizenship program. Is die riglyn wat ons gebruik om daai tipe van goeders te toets in die honde. So dit hang af van die individuele hond. Ons het beagles in die top dog groep, 'n hele paar, en ja, hulle loop agter hulle neuse aan, maar my hond loop ook agter haar neus aan. Sy is baie goed met sniffelwerk. Maar die groot ding is wat ons die hanteerders aanmoedig, is hulle moet die bevel los dit ken. So as jy vir 'n hond sê los, dan moet hulle weet, maar nou nie jou neus in hierdie asblik druk nie. By die hospitaal byvoorbeeld kry jy hierdie kostrollies. As dan borde met kos op 'n trollie op die hond se neusvlakte. Op die hond se neushoogte. Dan is dit 'n kwessie van hierdie arme hond kan nou nie daar verbyloop sonder om te ruik nie. Maar as jy by so iets kom, dan moet jy nou vir hulle kan sê oor die los dit, en dan moet hulle nou weet, hulle moet gehoorsaam genoeg wees en gedissiplineerd genoeg wees om dan nou nie hulle neus in iemand se bord kos te gaan druk nie. Hoorie Corrie, Gabby sal dit glad nie gemaak het nie. Jy het haar nou heeltemal gediskwalifiseer. Sy het nie geweet wat om te los nie en sy was ook glad nie gehoorsaam as enige iemand met haar gepraat het nie, maar jy het nou my vraag mooi beantwoord. Sal dit raadsaam wees om eintlik 'n hondjie van kleins af groot te maak as 'n terapiehond? Dit kon dalk gewerk het in Gabby se geval. Ons het haar wel aangeneem toe sy nou al 'n paar maande oud was, maar miskien as jy nou 'n klein hondjie het en daai basiese gehoorsaamheid aanleer en dan van kleins af 'n terapiehond maak, dit sal dalk nogal raadsaam wees. Dit help, maar die teenkant daarvoor, byvoorbeeld, daar's 'n hele klomp honde in top dogs wat honde is wat aangeneem is by die SPCA en gered is uit verskriklike situasies uit. En dan is hulle ook geskik vir weet die tipe werk en hulle is nou al 'n paar jaar oud. So weet jy, daar is ongelukkig nie 'n eenvoudige antwoord nie, want dit hang letterlik af van die individuele hond se temperament. Ek het vanoggend vir iemand gesê, jy kan eintlik nie 'n terapiehond oplei nie, hulle word so gebore. Hulle word gebore met die regte temperament en jy kan die gehoorsaamheid kan jy dalk hulle opleiding ingee. Dis nie 'n probleem nie.
Maar jy gaan nie vir 'n hond kan leer om uit sy eie uit sterk swaaiend na 'n vreemdeling toe te gaan in lig te gaan lê om vir hulle op die manier 'n drukkie te gee nie. Dis nie iets wat jy vir 'n hond kan leer nie. Dit is iets wat in daai hond se natuur is. Dit is in sy temperament, want hulle besluit teen wie hulle gaan lê om op die manier emosionele ondersteuning te gee vir daai persoon. En hulle doen dit sterk swaaiend. Jy hoef hulle nie aan te moedig nie. En trouwens, ons wil nie die honde dwing om aan iemand aandag te gee nie. Die hond doen dit uit sy eie uit. En jy kan nie daai deel van 'n terapiehond kan jy nie vir 'n hond leer nie. Jy kan selekteer daarvoor, maar jy kan hulle nie regtig oplei daarvoor nie. So byna ter afsluiting, Top Dogs, hoe werk julle organisasie? Ek kan nou agterkom as 'n klomp vrywilligers en dan bring jy jou eie hond, moet jy self betaal vir die skoonmaak van daai hond voordat die hond 'n besoek gaan aflê? Of is daar mense wat vir julle borge gee? Ons vra nooit vir borgskappe nie, maar ons sê ook nooit vir borgskappe nie. En omdat ons openbare ondersteuningsorganisasie is, kan ons 'n 18A belastingsertifikaat uitreik indien 'n maatskappy of iemand vir ons 'n borgskap wil gee. Maar die hanteerders betaal eintlik vir hulle eie honde. En daar's 'n lidmaatskap van R100 per jaar wat dan nou betaal vir ons versekering, want ons het openbare aanspreeklikheidsversekering. En die hanteerders betaal vir hulle eie honde, hulle koop hulle eie uniforms, hulle ry met hulle eie onkostes, ry hulle die honde aan en so aan. So dit is uit en uit 'n vrywillige organisasie wat op 'n konstitusie werk en daar's verkiesings van wie in die bestuur is en so dit werk amper soos 'n klub, eintlik heeltemal soos 'n klub. En ons het nie een betaalde werknemer nie. So al die werk wat gedoen word in Top Dogs word gedoen deur vrywilligers. Corrie, baie dankie dat jy die storie van Top Dogs vandag met ons gedeel het. As mense betrokke wil raak op enige manier, dalk is daar organisasies wat jy wil kontak en sê ek het die honde nodig. Die honde moet asseblief kom besoek aflê. Is daar sekere tipes besoeke wat jy nie doen nie, dat mense nou maar net dit ook kan kommunikeer? Ons doen nie individuele besoeke nie. Dikwels kry ons iemand wat sê, hoor hierdie persoon is nou bedlêend by die huis en ons moet asseblief kom besoek aflê. Ons doen nie daai tipe besoeke nie. Ons doen net besoeke aan instansies. So dit is een besoek wat ons nie doen nie. Wat is nou volgende op julle kalender vir die res van die jaar? Jy het nou vroeër gepraat van Milpark en die trauma eenheid. Wat is nou nog verder vir die jaar op julle kalender? Daar's baie besoeke. Die laaste Vrydag van hierdie maand is dit die afsluiting by die rehabilitasiehospitaal. Dan het hulle 'n groot sportdag wat al hulle ou pasiënte en so ook nooi om te kom deelneem aan hulle sportdag. En dit is, ek dink dit is die 29ste November hierdie jaar. So dan gaan daar nou 'n klomp honde daarso wees. So dit is een van die hoogtepunte nou nog. En dan oor Desember het ons net 'n paar besoeke aan winkelsentrums. En dit gebruik ons eintlik net meer as 'n inligtingsessie vir mense om vir hulle te vertel waaroor Top Dogs gaan en te kyk of ons nie hanteerders kan kry nie, want ons eintlike behoefte is hanteerders wat toegewyd is en gedissiplineerd is. Want ons moet ongelukkig op hierdie stadium nog baie keer vir instansies wat vra dat ons hulle moet kom besoek op 'n gereelde basis sê ons het nie genoeg hanteerders in daai area nie. Ons sal nie nou besoek aan reël nie, ons sal dit moet uitskuif na 'n latere stadium toe om daai besoeke dan nou in te pas. Corrie, baie dankie. Wat is jou boerboel se naam wat so diens doen saam met jou? My boerboel was Clara. Ja. Maar sy is oorlede en die terapiehond wat ek nou het is 'n wit Switserse herdershond en omdat sy 'n Switserse meisie is haar naam Heidi. Heidi. Dis so oulik. Baie dankie vir jou en vir Heidi wat die diens doen. Dit is regtig onbaatsigtelik en dis so betekenisvol vir mense wat dit regtig nodig het. Corrie, baie dankie vir die gesprek vandag.
En so gesels Corrie Niemann van Top Dogs. Dit is aangrypend, né? Hoe honde jou in jou donkerste uur kan bystaan. Dalk as jy nou so aangespoor en wil jy ook betrokke raak by Top Dogs, kyk dan op hulle webtuiste hoe jy en jou hondjie iewers kan handbysit. Dit is www.therapytopdogs.co.za. Ek herhaal therapytopdogs.co.za. Sjoe, ons is nou werklik aan die einde van die reeks. Wat 'n ervaring was dit nie? Oor die afgelope 20 episodes het ons oor 'n wye verskeidenheid temas gesels: perde, konyne, donkies, plaasdiere, leeu's, honde, katte, voëls en visse. Dankie aan elkeen wat geesdriftig deelgeneem het, aan elke luisteraar wat 'n vraag gestel het en elke veearts of 'n diereversorger wat hulle kennis met ons gedeel het. Sonder jou, die luisteraar, het Dieremaniere nie bestaan nie. So groot waardering vir jou betrokkenheid en ondersteuning aan ons program. In besonder wil ek ons produksieregisseur Wianel bedank wat elke week die program so goed versorg het. Dit is 'n groot taak en baie dankie vir die lekker saamwerk. Ons het wel 'n baie aangename oproep van RSG ontvang wat versoek het dat Dieremaniere voortgaan in 2026. Natuurlik wil ons en ons het ja gesê. Ons is reeds in beplanning vir opwindende en sinvolle gespreksonderwerpe en ek en Wian wil jou uitnooi om dan weer by ons aan te sluit om te gesels oor die diereryk in Dieremaniere seisoen 2. Van my Elsje van Jaarsveld, Wianel, ons produksieregisseur en elke dier wat iewers iemand se lewe verryk. Tot volgende keer, totsiens en geniet jou diertjie.